Het julle al die nuwe Barbie film gesien, wat ook nou nie meer so nuut is nie, maar hierdie is 'n wonderlike film eintlik, wat in 'n wonderlike wêreld Barbieland afspeel. Alles is pink en perfek, en elke dag word Barbie wakker met 'n glimlag op haar gesig, en sy flout uit haar huis uit van die dak af. Sy dans deur die dag en sy gaan slaap met 'n glimlag, maar dan gebeur daar iets vreemds. Skielik flout sy nie meer nie, maar sy val. En haar voete is plat, sodat dit vir haar moeilik is om op hoë hake te loop. En dan begin sy vra wat nie in Babyland hoort nie. Sy begin wonder oor die dood. Sy begin wonder of daar meer as net die lewe is wat sy ken. Meer as hierdie hele tyd perfek wees en perfek lyk en glimlag. En sy ervaar wat ons noem 'n eksistensiële krisis. Sy wonder met ander woorde oor die sin van die lewe. Wanneer hierdie vraag vir haar te veel raak, gaan sy na Weird Barbie toe. Nou moet julle weet, Weird Barbie is anders as al die ander Barbies. Haar gesig het merke op, asof iemand op haar gesig geteken het. Haar hare is kort, want iemand het dit ergens gesny en is te mekaar. En sy dra nie perfekte gepaste pink rokkies nie, maar losgemaklike klere. Nou Weird Barbie gee vir hierdie Barbie 'n keuse, of high heels of Birkenstocks wat gemaklik is. Met ander woorde, bly in die perfekte lewe wêreld met die high heels of gaan kies die waarheid met die Birkenstocks. Billie Eilish het spesiaal vir hierdie film 'n lied geskryf, What Was I Made For? As jy dit nog nie gehoor het nie, gaan luister dit gerus, want ek beloof jy, dit gaan met jou praat. Dit het met my gepraat in elk geval. En ek dink dit is omdat ons almal al ergens hierdie vraag gevra het. Waarvoor is ek hier? Maak dit wat ek doen enigstens saak? Is ek belangrik? Nou laat ek jou 'n storie vertel van 'n ander vrou, wat ook met hierdie eksistensiële vraag geworstel het. En haar naam was Esther. Sy was 'n Joodse meisie wat op 'n vreemde manier koningin van Persië geword het. Sy het aan 'n skoonheidskompetisie deelgeneem en gewen. Nou, sy laat weet nooit enige iemand dat sy 'n Joodse meisie was nie. Dit was 'n geheim wat haar neef Mordegai haar aangeraai het om te hou, om haarself veilig te hou. Maar toe gebeur iets vreesliks. 'n Man met die naam Haman, wat baie mag gehad het in hierdie ryk, besluit dat hy al die Jode in die land gaan laat doodmaak. Hoekom? Omdat Mordegai, Esther se neef, geweier het om voor hom te buig. Nou, Mordegai hoor hiervan, en hy hoor van hierdie ou se wrede planne, en dan stuur hy 'n boodskap vir Esther, en hy vra haar om asseblief na die koning toe te gaan, en vir haar volk in te tree. Maar hier kom die probleem. In daardie tyd, in daardie ryk, kon niemand, selfs nie die koningin, sommer net na die koning toe gaan. Jy moes uitgenooi gewees het. As jy ongevraagd daar aangekom het vir die koning, dan was die straf die dood. Die enigste uitweg is, as jy daar aankom en hy steek sy goue scepter na jou toe uit, dan word jou lewe gespaar. En Esther is bang natuurlik, en sy wil dit nie doen nie, en sy sê vir Mordegai, sy is bang. En dan sê Mordegai vir haar hierdie woorde: Wie weet of jy nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid aangestel is nie. Dink daaroor. Esther het waarskynlik baie keer gewonder, hoekom sy as 'n Joodse meisie koningin moes word in 'n vreemde land. Hoekom moes sy haar identiteit wegsteek? Hoekom gebeur hierdie goed met haar? En dan skielik begin die legkaart in mekaar pas. Party van julle sit dalk hier voor die skerm en julle voel soos Weird Barbie. Wonder of jy nie bietjie uit plek uit is nie. Voel, maar jy hoort nêrens nie. Miskien voel jy soos Esther in 'n situasie wat jy nie verstaan nie. Jy voel asof jy tussen die duiwel en die groot blou see is en jy is gespanne. Want jy weet nie hoe om hierdie goeters te hanteer nie. Ek wil vandag vir jou Paulus se woorde gee, dit wat hy in die ouens in Efesiërs skryf. Dit wat hy skryf terwyl hy self in die tronk is. Nou die ouens in Efese sit ook met 'n eksistensiële klomp vrae, want dit gaan met hulle moeilik. Hulle word vervolg. Hulle is in 'n groot metropolitaanse gebied en hulle weet nie hoe om presies te lewe, hoe om hulle godsdienst uit te leef nie. Hulle wil weet wat dit beteken om 'n gelowige te wees in hierdie stad en in hierdie kultuur. En dan skryf Paulus die brief van hulle en hy herinner hulle
aan wie hulle was, voordat hulle vir Jesus leer ken het, en aan wie hulle nou is. En dan sê hy vir hulle, julle is immers maaksels geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God wil hê julle moet doen, te doen en daarvolgens te lewe. Nou, dink 'n bietjie mooi hieraan. Waaraan herinner Paulus hulle? Hy herinner hulle dat hulle maaksels van God is. Dit beteken dat jy nie 'n fout is nie. Jy is nie per ongeluk hier nie. Jy is doelbewus hier. Soos wat 'n kunstenaar 'n kunswerk skep, so het God jou geskep, wat beteken jy is geskape in Christus Jesus vir die goeie werk. Jy's nie net gemaak nie. Jy's gemaak met 'n doel. Daar's 'n spesifieke goeie klomp goed wat jy moet doen omdat jy 'n maaksel van God is. Jy is gemaak deur God en God is by jou op hierdie pad. Daar is niks waarvoor jy hoef bang te wees nie. Dinge gaan nie altyd perfek wees nie, maar God gaan altyd by jou wees. En hy het reeds in jou ingeskep wat jy nodig het om die lewe te lewe wat hy vir jou gegee het. Om 'n maaksel van God te wees, beteken dat God wat alles ken, wat alles weet, vir jou gegee het wat jy nodig het om hierdie lewe wat hy vir jou gegee het te leef. En dit is ons opdrag. Dis ons belofte. Die belofte is dat God by ons is en ons opdrag is om te gaan leef soos wat Christus vir ons vra om te leef. En om te weet ons kan dit doen omdat die God, die skepper van alles, by ons is. Jy maak saak. Jou lewe maak saak. Of jy graad 1 is, of 'n graad 8 is, of 'n onderwyser is, of jy 'n besigheid het, of jy net by die huis is, of jy 'n pensionaris is, jou lewe maak saak. Nie oordat jy so oulik is nie, maar omdat God jou gemaak het, en omdat God so ongelooflik is en amazing is. As jy weer op 'n plek kom waar jy twyfel in jouself, onthou hierdie woorde, jy is 'n skepsel van God. Die God wat alles gemaak het jou gemaak. As jy weer met daai vraag worstel van what was I made for, jy is gemaak om 'n verskil te maak. Jy is gemaak vir 'n tyd soos hierdie, want jy maak saak. Amen.